En ons is live op TikTok en ons is live op Facebook. Ons praat vandag met Isak, ons coaching vriend. Ek en Isak het nou 'n coaching sessie gehad. Die man is 'n groot inspirasie vir ons daar op die mindset bootcamps op die Carnivore en Ketovore coaching. Isak, baie dankie dat jy hier is en dat jy jou tyd afstaan vir ons. Ons is so dankbaar. Gaan dit goed met jou? Ja, nee, Kobus, baie goed. Ek het reg waaroor so klaar. Ek is gesonder as wat ek in die laaste 20 jaar was. So, dit is baie spesiaal. Ja. As ons nou 'n bietjie ouer begin word, dan kom ons agter dat gesondheid is mos nou maar eintlik 'n werklike goud waaroor dit gaan in baie opsigte. Ja. Ek wil jou gelukwens en ek en jy het altyd baie lekker gesprekke, ook nou en al op vorige lives wat ons gehad het, en ek wil jou regtig gelukwens. Jy weet, of miskien moet ons dalk eers net die agtergrond gee van waar af is jy en jy weet, en wat se professie is jy. Ek het nou so 'n bietjie op 'n video gesê wat jy doen en so, maar hier's nou baie mense wat ingeskakel het hierso wat nou jou nog nie ken nie. As jy so 'n bietjie vir ons 'n agtergrond wil gee, Isak, van waar af is jy en hoe oud jy is en so aan, as jy wil. Ja, nee, ek is amper 1 jaar en 6 maande op Carnivore. Ek is van Middelburg, Oos-Kaap. En ja, ek is hier 'n kerkleier by 'n kerk. En dit is ook een van die groot redes hoekom ek begin het met om 'n plan te probeer maak, is ek het net besef ek kan nie lyk soos ek lyk, en dan verwag ek die mense wat by my sit in die kerk moet aanvaar wat ek vir hulle sê nie. Ek stel hulle met beheer neem oor hulle lewe, hulle moet verander, hulle moet skuif. En dieselfde tyd lyk dit of ek nie geskuif het nie, of ek nie beheer oor my lewe het nie, en ek het besef, begin by myself. En gelukkig was Carnivore die voertuig waarmee ek begin het. So as by Middelburg, Oos-Kaap, jaar 6 maande Carnivore, ek gaan aan. Ja, dit is basies 'n kort Kobus. Ja, en Isak, jy het groot sukses. Jy het my nou die dag gesê jy is baie naby aan jou matriekgewig. Jy het wel 'n bietjie spierig bygekry, wat ek nogal heel beïndruk mee is, want jy gym 4 keer 'n week, né? Ja, dis 'n interessantheid. Ek tel maar, dis 'n interessantheid van Carnivore. Ek kry meer spiere vinniger by as wat ek bygekry het toe ek 20 was. En ek dink die eenvoudige rede is dat ek werklik te min proteïen geneem het toe ek 20 was, en het ek nou op 66 en dit gaan werklik goed. Ek het af na XLM toe, en op die oomblik raak ek XLM te klein en het niks te doen met my maag wat groter word of enigiets in die situasie nie. So ja, ek is baie gelukkig. Ek het kom 4 keer 'n week oefen ek 'n uur en 'n half. Dit 'n jaar gevat om uit te kom, en wat gebeur? Jou herstelvermoë, veral in jou aanpassingsvermoë as jy by oor die 60 is, volgens my ondervinding is nie so vinnig nie, en as gevolg van dit moet jy baie langer vat om intensiteit op te tel. As jy van oefening praat, en dan ook 'n interessantheid is, as jy ophou om byvoorbeeld 'n paar weke nie te oefen nie, dan vat dit vir jou weer baie langer as wat jy jong was om weer op 'n spesifieke vlak te kom. Ja. So dit is baie interessant. So ou met ou se lewe seker maar op die ouderdom waar jy is ook probeer verstaan. En dat jy ook nog 'n probleem is, jou liggaam reageer is uniek, reageer anders as 'n ander se liggaam op dieselfde situasie. Sy aanbevelings is miskien 80% van die kere korrek by jou, die ander 20% hang van jou eie liggaam af. Ja, nee, daar is baie waar wat jy daar sê. Ek hou van jou aanslag, hoe jy alles benader. Isak praat baie keer op die bootcamps oor baie tegniese goed. Hy
kyk ook na oplossings vir probleme en ek dink dit is hoe mense deur die lewe moet gaan en niks is in sement geskryf nie. Jy weet Isak, as mens so daaraan dink, mens doen nie. Ja, Yes. Jy kan maar praat, is ja, reg. dit is absoluut so. Jy my hele standpunt is dat die lewe is 'n avontuur. En 'n avontuur is net 'n avontuur as jy op 'n ontdekkingstog is wat jy nog die hele tyd vind. En dit is 'n interessantheid is elke oggend as ek opstaan is vir my werklike ontdekkingstog wat ek voor my sien en waar ek my verbind om hierdie avontuur te probeer jy weet hanteer. Ek het saam met Carnivore, jy weet hulle praat van 'n kerngewoonte. Met ander woorde, dis daai gewoonte wat jou aktiveer om die res van jou lewe in lyn te kry. Ek het gedink dis oefening. En tot ek agtergekom het, nee, dis as gevolg van my eetgewoontes, want soos ek aangegaan het, ek was 'n kosverslaafde, dit was rof, en ek het net begin besef toe ek die kerngewoonte van eet op 'n plek kry wat dit positief in my lewe beïnvloed, in plaas van om afbreekend die hele tyd teenoor my hele lewe te staan. Toe val al die ander kerngewoontes in al die ander gewoontes in plek. Want dit kan vir een nou wees om sy tande 3 keer 'n dag te oefen. Dit kan vir 'n ander ou wees om sekere tyd by mense uit te kom. Almal het hulle eie kerngewoontes, en want daai kerngewoontes is 'n sleutel wat dan die res van jou lewe oopsluit. Vir my ongelukkig was dit Carnivore en toe beïnvloed dit basies die res van my lewe. Jy weet, ek het nie net gestop daar nie. Ek het gaan kyk hoe kan ek verder aangaan en die impak wat Carnivore in my lewe het, deurtrek na die res van my lewe toe, na my siege toe, na my gees toe, en my geestelike manier van optrede, na my verhoudings toe met my familie, my verhoudings toe met my vriende of my kerk. En dit is so spesiaal, die ontdekkingstog wat ek daar gehad het. Dit is baie waar, en weer eens, wat ek nou wou sê, is baie geluk met jou hele poging wat jy aangebied het, om juis jou eie gesondheid in lyn te kry, sodat jy 'n beter voorbeeld vir jou gemeente kan stel. En ek dink die ripple effek wat daar gebeur het, is dat ek dink daar's baie mense in jou gemeente wat jou dophou en positief beïnvloed word deur jou voorbeeld. Ek het vanoggend 'n woord gebruik toe ek met jou praat, toe sê ek hoe jy jouself dra. Met ander woorde, jy weet, die feit dat jy nou spiere begin bou, jy weet, op 'n 65-jarige ouderdom, hoeveel mense is daar van jou ouderdom wat op 'n 65-jarige ouderdom 4 dae 'n week 'n uur lank oefen in die gym, spiere bou, meer spiere het as wat toe hulle 20 was, en ek dink dis fantasties, en ek dink ook, soos ek jou gesê het, ek dink dit doen baie op 'n menslike vlak aan selfvertroue. Wat sou jy sê? Ja, dit is eintlik deel van my ontdekkingstog wat ek gehad het, Kobus, is ek het toe besef, jy weet, Carnivore is soos enigiets op die aarde nie 'n perfekte wetenskap. En omdat ons dit nie 'n perfek wetenskap is nie, maar tog wil ons dit hê, dit moet wees, en ons verwag perfekte oplossings. Ek het vanoggend vir jou gesê, dis soos veeverhale wat perfekte uitkomste voorstaan, terwyl dit eintlik rillers is, as jy sien wat se goed gebeur. Een ou eet 'n ander op en sy maag moet weer oopgesny word, en elke veeverhaal het sy snaakse storie, en ons het amper so ver gegaan om perfeksie na te jaag, terwyl dit eintlik nie 'n bereikbare maatstaf is. Eintlik het ek begin dink, hoe gaan ek nou aangaan om al hierdie goed in balans te kry, en ek het 2 boeke op afgekom. Die een is Atomic Habits van James Clear,
wat basies gaan oor iemand wat as 'n geweldige sportbesering in sy jong jare gehad het, en as gevolg van dit, jy homself, het hom net om gesê, jy sal nooit weer bereik wat jy moet bereik hê. En hy het om klein gewoontetjies, een na die ander te volg, het hy presies meer bereik as wat hy ooit wil behaal. En dit my gehelp om my klein gewoontetjies in beheer en in ritme te kry. En die ander ene is 'n boek met die naam van Let Them by deur Mel Robbins. En dit gaan basies daaroor dat ons 'n soort van in 'n amper psigiese maalkop, omdat ons nie beheer oor ons lewe het nie. En die groot rede hoekom ons beheer ons lewe het, is ons is basies daarop ingestel om beheer oor ander mense se lewens uit te oefen. En as ons so ver kan kom om ander mense te laat gaan en hulle te los, eerstens gaan jy agterkom wat hulle verhouding werklik met jou is. En tweedens kan jy in sekere goed in Jesus se lewens niks doen nie. Sy optrede is nie vir jou om reg te stel. As jy kyk, die Here tot op 'n sekere punt spreek met ons en beïnvloed ons, en as ons bly verkeerde keuses maak, dan laat hy ons toe verkeerde keuses te maak. Dis dieselfde basiese beginsel. En dit het net veroorsaak dat ek hoef nie ander mense te beheer of ek kan hulle lief wees in hulle omstandighede waar hulle is, en ek kan my optrede bepaal teenoor hulle. Ek is nie negatief teenoor hulle of jy weet, doen slegte goed as gevolg van dit nie, want ek kan my optrede beheer as gevolg van dit, en ek is daar, as daai persoon dan op 'n plek is wat sy optrede op 'n verkeerde plek sit, om hom by te staan waar dit kan. So dit het my geweldig vrygemaak. So dis deel van my ontdekkingstog met Carnivore as basis, om my hele lewe beter te belyn en die avontuur te geniet waarop ek kan fokus, en dis my lewe. Absoluut. Sê net weer daai boek wat Mel Robbins geskryf het, wat is die titel van daai boek? Let Them. Let Them. Gaan kyk aan YouTube of TikTok, en die boek is baie dieper as die basiese beginsel, maar ek dink wêreldwyd het dit 'n geweldige verskil gemaak. Sy het gekom van die gutter af. As jy wil dink op die ouens in die gutter met jou omstandighede, dan was sy op 'n ongelooflike swak plek, en net om dit te doen, het haar hele lewe verander, en is sy op die oomblik van die gewildste sprekers, en haar boek het letterlik miljoene verkoop. Ja. So, net as gevolg om hierdie verandering te doen. Ja. Ek het een van haar vorige boeke gelees. Ek weet nie of dit 'n 5-second rule is of 'n 10-second rule of wat ook al nie. Ja. Yes. Dit is een wat jy sê, as jy iets moet doen, tel 5, 1, 2 of 5, 4, 3, 2, 1, dan doen jy dit. Yes. Dis net so briljant. Ja, dit is interessant. Ek sal 'n bietjie beslis daai boek kry, Let Them, en dan die ander boek wat jy van gepraat het, Atomic Habits. Maar ek wil net gou 'n paar mense groet hierso. Isak, hierso is Frans, ons coaching vriend is hierso. Hy druk daai like knoppie laat dit kraak, hoor. Hy geniet hierdie live. Ek is so dankbaar hy is hierso, en Marissa is ook hierso. Hallo Marissa. Hallo Frans, man, bly om vir jou te hoor. Hy druk nou daai like knoppie laat dit kraak, hoor. En so dit is ek is dankbaar Sanet is hierso, en 'n hele klomp van ons coaching vriende. Ek is baie dankbaar julle is hierso, en dankie vir julle ondersteuning. Ja man, ons is 'n baie spesiale groep daarso op die Mindset Bootcamps. Is 'n veilige omgewing om te praat, en so baie dankie vir almal wat ingeskakel is hierso. Maar ek wil 'n bietjie terugkom na hierdie een tema toe, en dit is om beheer te vat van jou lewe, en ek het ook vanoggend 'n woord gebruik, en ek het gesê, die bevryding van die mens, Isak, en dis hoekom ek my gesprekke met jou altyd waardeer,
Omdat ek en jy, daar's baie goeters wat ons saambind. Die eerste plek, ons doen al twee karnivoor en dan is daar ook die geestelike raakpunte. En ek is baie passievol oor bevryding van die mens en jy het nou 'n paar goed hier aangeraak. Eerstens het jy gepraat oor hierdie klein gewoontetjies, jy weet, wat mens nou verander, en ek noem dit die klein jakkelsies, nee, die klein jakkelsies wat die wingerd leegsteel. En dan, die tweede ding wat jy aangeraak het, is daai van let them. Met ander woorde, die beheer van om ander mense eintlik half in 'n rigting te druk, en dan besef jy maar, eintlik moet ek hulle net laat gaan, en dan sal jy sien hoe graag wil hulle dit hê. En dit bring my by 'n tema, en miskien kan jy ietsie daaroor sê, van hoe graag wil jy dit hê? Jy weet, as ek jou as voorbeeld nou kan gebruik, jy dra nou 'n XL hemp wat alreeds styf sit as gevolg van die spiere wat jy bou in die gym, maar die vraag wat jy jou sekerlik moes afvra is, hoe graag wil ek dit hê? En ja, ek dink baie mense val uit die bus uit, want hulle wil dit nie graag genoeg hê nie. Wat dink jy daarvan? Ja, wat vir my interessant is, as om logies, as jy vra, hoe graag wil jy dit hê, vir jou loop uit te sorteer, hoekom wil jy dit doen? Ek het twee redes wat vir my baie duidelik, drie redes. Die eerstens is, ek het altyd gedink, jy het geen beheer as jy 'n siek mens doodgaan nie. Tot ek begin agter navorsing sê die volgende, dat jou dooddatum is redelik vas, en dis soos die Bybel ook sê, maar jy het beheer oor die lewenskwaliteit wat jy het tot 'n geweldige lang tyd. En my lewenskwaliteit is beter as wat ek tot 20 jaar terug gehad het. En ek is 'n absolute voorbeeld van jy het beheer oor jou lewenskwaliteit, soos jy jou dooddatum tegemoet stap, en wat glad nie vir my 'n issue is, wanneer hy kom en soos hy kom nie. En die volgende ding is wat ek as motivering is, juist om te sê, ek moet voor mense staan, en ek lyk soos ek nie moet lyk nie. En die derde ding is, my pa het al twee sy bene verloor, ek het dieselfde DNA as hy met suikersiekte, ek is op pad na dieselfde rigting, dieselfde simptome, en ek het gesien wat dit aan my ma doen, en vir my vrou gesê, as ek het kan help, kan ek nie dieselfde aan jou doen nie. So, hierdie drie motiveringsaksies is nou so ingeprent in my lewe, dit motiveer my vorentoe. Eintlik op 'n indirekte manier, ek dink nie meer so direk daaraan nie, maar op 'n indirekte manier, hulle is in my stiege ingeprent, volg ek elke aksie om te kyk wat ek hier kan doen, wees juist deel van my avontuur, juist van my pad vorentoe na die beste van my vermoë. Onperfect slus. Ek dink carnivore is mos nou nie 'n perfekte oplossing vir perfekte mense nie. Dis 'n onperfekte oplossing vir onperfekte mense, is die beste wat ons kan doen in die huidige situasie, en dit doen ons goed. Baie waar. Ja, en ek dink ook, dit kom terug na om beheer te vat van wat jy kan beheer. Ek het nou 'n gesprek met 'n coaching vriendin gehad, toe sê ek vir haar, wanneer ons iets eet, en ons sit dit in ons mond, het ons nog beheer oor daai proses. Jy beheer wat jy in jou mond in sit met eet. Maar, as jy dit klaar geëet het, het jy nie meer beheer wat jou liggaam daarmee maak nie. So, ek dink dit is belangrik om te besef, ons moet ook 'n rustigheid in onsself kry, dat as jy dinge reg doen, en jy doen die beste wat jy kan doen, dan is dit goed genoeg. Jy weet, jy kan nie beheer wat jou liggaam gaan doen vir die res van die tyd nie. En, soos ek altyd sê, ons is nie bulletproof nie, maar jy kan beheer wat jy kan beheer. Jy kan beheer in 'n redelike mate jou slaaproetines. In 'n redelike mate kan jy jou eksterne faktore, jou omgewingsfaktore beheer, maar ook nie altyd nie. Maar wat jy definitief kan beheer, is jy kan beheer wat jy eet. En jy kan ook die gereeldheid daarvan beheer. En jy kan ook beheer of jy gaan oefen of nie.
in 'n sekere mate, tensy jy nou siek is en jy kan nie oefen nie, maar dit is goeders wat ons kan beheer. Ek dink as mens net beheer vat van dit wat ons veronderstel is om te kan beheer, dan kan ons ophou bekommer oor dit wat nie ons verantwoordelikheid is nie, wat nie ons, jy kan niks daaraan doen nie, jy kan nie die res beheer nie. En dan raak mense baie bekommerd oor die goeders wat hulle nie kan beheer nie. Ja. Ja, ek dink dit kom terug soos ons groot geword het, Kobus. Ek het gepraat van die 4 verhale. As jy geraas hoor, ek haal net my varkstrips uit die oond uit. Oor die 4 verhale en soos ons in kerk amper opgegroei het om perfekte wesens voor te kom. Want ek dink baie keer het ons as huiselaars uitgestaan om ons dit nie reg gekry het om perfekte wesens te wees. En as die avontuur sentraal in jou lewe staan, is die perfeksie wat jy nie bereik nie, nou nie die ding wat jy op mekaar omgooi nie. Jy weet, en as jy verkeerd gedoen het, en jy het verkeerd geëet, dan het jy ook nie beheer wat daai verkeerde kos in jou liggaam gaan hê nie, maar jy het wel 'n beheer oor jou psigiese reaksie oor dit. Gaan jy jouself so, ek was 'n baie groot, en ek sukkel baie keer nog aan mee, dat ek myself so hoë standaarde stel, dat ek woedend teenoor myself was as ek nie my standaarde nakom. En dit is die verkeerde ding. So, as ons het met ander woorde beheer oor psigiese reaksie op ons verkeerde optrede, deur jou self te vergewe, deur vir jouself te sê, ek gaan net weer probeer. Al is die uitkoms nie seker dat ek volgende keer die regte ding gaan doen nie. Ja. Ek is nog steeds lief vir myself, ek gaan net nog weer probeer, en so raak 'n mens vry, wat dit aan betref, en dit help jou om in vryheid iets te doen. Ja. So ek dink dis nog wat jy moet besef. Ja. Isak, voor ons klaar maak, daar's nog een ding wat ek net graag wil hê jy moet oor praat. Jy het vanoggend daar aangeraak en toe sê jy, baie keer doen mense kar nie voor want hulle wil hulle self straf, né? So en toe het ons ook so liggies geraak aan die hele vas besigheid en dat mense soms vas vir verkeerde redes, jy weet, hulle vas want hulle het nou oortree, hulle het verkeerd geëet en nou vas hulle sommer vir 'n paar dae en dan straf hulle die liggaam. Wil jy ietsie daaroor sê? Ja, ek voel dus omdat ek Jojo eter was die res van my lewe voor die tyd, met ander woorde hierdie dieet, en dan werk jy, en dan is dit op die 28 die eet self keto, het is my gewerk, en dan 3 maande het ek begin terugval, of verkeerde reaksies, my krisis het teruggekom, omdat ek so ongelooflik insulienweerstandig is. Na 1 jaar en 6 maande het ek nog steeds 'n groot ding van insulienweerstandigheid. So, die hele ding vir my is, ons wil ons amper straf, wat as ons sekere optrede doen of nie reg kry. En ons gaan in hierdie eetpatroon in, want ons straf, want ons liggame lyk nie soos ons dink dit moet hê nie. Dit spruit voort dat elkeen van ons, insluitend my, wat te veel gewig draai, het 'n lae selfbeeld. En omdat jy die lae selfbeeld het, is deel van jou strafprosesse om deur 'n sekere eetpatroon te gaan. En dis die enigste en die eerste eetpatroon wat ek werklik gedoen het, van die begin af, nie om myself te straf nie om myself af te breek nie, maar om myself op te bou. En gelukkig het ek goeie resultate gekry. My cheat op die oomblik is 'n cappuccino met kwiete. Ek doen dit elke tussen 3 en 6 maande. En dan is dit my cheat. Dis basies wat ek doen. Maar so ek hoef my nie, ek het glad nie 'n ding vir myself straf nie. My hele lewe het verander, want hier gaan dit vir my oor positiewe uitkomste vir 'n positiewe
kwaliteit lewe vorentoe. Want straf is 'n negatiewe reaksie wat op die ou end net 'n negatiewe uitkoms gaan bring en tot niemand se voordeel dien. Presies. Jo, Isak, dis nou wyse woorde en weer eens, Isak, baie geluk met die coaching, paadjie wat jy ook met my stap, 'n jaar en 6 maande en dankie vir jou voorbeeld op die Mindset Bootcamps en ook die ander bootcamps en jou insette daarso. Isak doen baie navorsing en ook goed so, en hy praat al sy kennis daar op die bootcamps, en dit is so lekker om sy insette daar te kry, en so ek sien uit, Isak het ook aangedui, hy wil die CRP infeksie bootcamp graag bywoon, wat ons aanbied, die 22ste en die 25ste Maart, en ja, so dit is bootcamps wat jy kan bestel as jy die coaching doen, en so, en Isak, ek sê maar net vir jou baie dankie namens almal, ons waardeer jou so op die bootcamps, ek weet jy is baie besig, maar is altyd lekker om jou daar te hoor praat, en die bemoediging wat jy daar gee. Ja, Kobus, ek wil net afsluit deur om te sê, jy weet, nie vir een van ons is onaantastbaar nie, nie een van ons is beter as die ander nie, nie een van ons resultate is beter as die ander nie, so ons kan ons nie meet aan ander mense nie, want die wêreld sê vir jou, meet jou aan ander mense. Ons kan ons net meet aan onsself en ons verhouding met ons God. Dit is basies waaroor ons kan gemeet, en daarom weet ek hier, ek is al die mense wat vandag luister, en ek het julle oorwinnings weet ek van, en julle oorwinnings is regtig iets spesiaals. En julle moet net weet, julle oorwinnings beteken vir almal om julle ook baie. En as jy faal, dan is dit ook okay vir my om te faal. En as jy opstaan, dan motiveer jy vir my om weer op te staan. So, eintlik wil ek net dankie julle almal dankie sê, dat julle doen wat julle doen, en wat julle reg kry. Baie dankie, Isak. Ek het vergeet om vir jou te vra, hoeveel kilogram het jy verloor op hierdie tyd? Hoe sê jy, Kobus? Hoeveel kilogram het jy totaal verloor vandat jy begin karnivore doen het? Ek het 30 verloor. 30 kilogram. Maar ek is weer so 3 of 4 lyk vir my om te spier terug. So die 30 maak nou nie vir my so belangrik nie. Dus ek weet dat hoe meer spier ek opbou, hoe meer gaan dit nou basies die gewigstorie verder hanteer. Ja, nee. En ja, ek is op 34 broek. Ek was 40 gewees. So ja, die 34 broek bly dieselfde. Dis net my skouers wat breër raak en my hemde raak klein op my arms. Met ander woorde, my verhouding is vir my baie beter as wat dit was. Ja man. Ja, pragtig, Isak, ek is so dankbaar vir ons gesprek wat ons nou gehad het. 27 kilogram af, wel 30 af en 3 of 4 kilogram spiermassa weer teruggekry. 34 broek van 'n 40 af. Man, ek is net baie trots op jou en baie dankie en jy moet 'n lekker dag verder hê. Dan praat ons weer, Isak, groot waardering. Dankie vir die gesprek. En dit spesiaal Kobus, want agter elke hoeveelheid maat is daar iemand baie spesiaal. So aan elkeen van julle, dankie vir alles. Daar sê, baie dankie Isak, mooi bly, dan praat ons weer, goed gaan. Daar sê, mooi bly. Ja, dit was nou 'n lekker gesprek geweest, ek het dit nou baie geniet. Isak, hy is daar 'n eyster, né? Frans, Frans, gooi 'n bietjie daai statistieke van jou daarso in die kommentaarseksie. Marissa, jy kan gerus ook 'n bietjie daar kommentaar gee. En Katrein sê hallo. Kom ons kyk 'n bietjie daar, wat sê die mense? Ja, dit was nou sommer 'n lekker live geweest, né? Isak wat 'n predikant is. Ek is so trots op hom oor dat hy die coaching doen en jy weet, nederig genoeg is om die coaching te doen en te gedoen het, jy weet. En fantastiese suksesse wat hy bereik het. Kom ons kyk 'n bietjie daar, so gooi Frans.
Kyk of hy kan tik, miskien kan hy nie nou tik nie. Maar ek dink hy is 27 kg af. As ek reg onthou. Alright, kom ons kyk bietjie wie is nog hier so. Amy en Leon, hallo Leon, dag sê. Alright. Goed, ek dink ons moet maar 'n bietjie groet. Ek net gou kyk of ons hier daar gooi. Ja, 27.2. Frans 186 dae, 27.2. Baie mooi. 27.2 kg af. Nou ja. Alright, Katrein, dankie dat jy hier was. Groot waardering. Alright, Frans, baie dankie dat jy hier was. En Marissa, almal wat hier was, groot waardering. Julle moet 'n mooi dag hê. Naomi, mooi bly. En dan praat ons weer. Gaps, dankie dat jy was. Ons praat weer. En ja, Jeanette. Goed, daar sê. Right, Elaine, julle moet mooi bly. Alright, ek groet julle sonskyn. Gary, almal van julle baie mooi bly. Ons praat weer. Goed gaan. Alright, dankie julle, mooi bly. Bye bye.